Gemeente, die skrif leer, dit gaan goed met die mens vir wie God uitkies en laat nader kom om in sy huis by mekaar te kom. Mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, deur julle kennis van God en van Jesus ons Here. Amen. Broers en susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons ewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus het opgesom in Markus 12, vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Broers en susters, ons het sopas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons vryspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie-enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader oor alle tye. God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons, die mense, en ter wille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met eerlikheid, om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerschappy geen einde sal hê nie. En in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige, algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely en doop ons vergifnis van sondes. Ons verwag die omstanding van die ontslaapenis en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Gemeente, voordat ons uit die woord van die Here saam lees, bid ons eers. U kan net so bly sit. So wonderlike hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie geleentheid vanoggend. Hoe wonderlik is dit, dat ons begin met die woorde van ons totem, wat 'n eeuoue belydenis van die psalmdigter is. Dat mense vir wie die Here uitkies, mense in wie die Here se Heilige Gees werk, sodat hulle 'n begeerte het om in die huis van die Here te wees, hier saam met medegelowiges, is gelukkige mense. Daarom, Here, is ons hier, ons het 'n behoefte om vanoggend in u huis te wees. Ons wil u aanbid, ons wil aan u bring al die eer wat u toekom. Here, ons wil luister wat dit is wat u Gees aan hierdie gemeente van u, wat u liefhet, wil sê. Daarom, as ons uit die Bybel nou lees, kom ons tog tegemoet en verlig ons verstand en maak ons harte ontvanklik vir die heerlike waarheid, die bevrydende evangelie, wat die boodskap van die Bybel is. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen.
Broers en susters, ons lees weer, soos verlede week, uit die evangelie van Matteus, maar hierdie keer lees ons die laaste paar verse van Matteus 14 en dan ook die eerste 2 verse van Matteus 15. Vanaf Matteus 14 vers 34, die laaste perikoop, en dan saam met die eerste 2 verse van hoofstuk 15. Hulle, dit is Jesus en die disippels, het toe land toe gevaar en by Genesaret aan wal gegaan. Net toe die mense van daardie plek agterkom wie Jesus is, het hulle boodskappers deur daardie hele omgewing gestuur. En die mense het almal wat ongesteld was, na Jesus toe gebring. Hulle het hom gevra dat die siekes tog maar net aan die soem van sy klere mag raak. En almal wat dit gedoen het gesond geword. In die tyd het daar Fariseërs en skrifgeleerdes van Jerusalem af by Jesus gekom en hom gevra: "Hoekom verontagsaam u disippels die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte? As hulle gaan eet, was hulle nie hulle hande nie." Broers en susters, ons lees daardie gedeeltes uit die evangelie van Matteus. Jesus het eendag gepreek. En toe roep daar 'n vrou in die gehoor uit: "Gelukkig is die vrou wat u gebaar het." En toe antwoord Jesus haar: "Nog meer gelukkig is mense in opeenvolgende geslagte wat my woord hoor en daarvolgens lewe." Die eerste woorde van hoofstuk 15 is in die tyd. Dit is ook die tekswoorde vir ons prediking vanoggend. Liewe broers en susters in die Here, waarmee verwag die Here behoort ons onsself as kerk en as gemeente besig te hou? Waarmee verwag die Here behoort ons as individuele gelowiges besig te hou? Watter verwagtinge koester die Here van u en my lewens? Hoe behoort ons te lewe? In die tyd toe die Bybel geskryf is, was dit nog nie in hoofstukke ingedeel nie. Dit was eintlik waar alles aan mekaar geskrywe, soos die gebruik in beide Hebreëus en Grieks was. Vanweë baie keer maar 'n plek tekort op die scripts of scrolls, soos hulle dit genoem het. Dit was net boeke wat bestaan het uit spreuke, liedere, profesieë, briewe. Eers baie jare later, hier in die 13de eeu, het die kerk stelselmatig begin om die boeke van die Bybel eintlik in hoofstukke in te deel. En daar was baie goeie rede voor. Dit maak die Bybelse inhoud baie meer hanteerbaar vir die bestudering daarvan, en ook wanneer 'n mens 'n gedeelte wil aanhaal, dan maak dit ook makliker. Maar broers en susters, met dit dat ons nou vandag die Bybel so teks, hoofstuk lees, mis ons baie keer iets wat die oorspronklike skrywers vir ons wou sê, omdat hulle veral ook in die evangelies sekere gedeeltes doelbewus bymekaar groepeer en wat dit eintlik saam verstaan behoort te word. En daarom het ek met opset vanoggend die laaste perikoop van hoofstuk 14
saam met die eerste 2 verse van hoofstuk 15 gelees, omdat hierdie 2 baie duidelik, inhoudelik by mekaar hoort. In hoofstuk 15 begin met die woorde in die tyd. In die tyd. En onmiddellik is die vraag, watter tyd? In watter tyd? En die antwoord is voor die hand liggend. Die tyd waarvan hy nou net vertel het. In hoofstuk 14 se laaste verse. Daar vertel die skrywers van die Matteus Evangelie, gaan Jesus aan wal in die landstreek van Genesaret. In hierdie tyd het Jesus 'n geweldige reputasie opgebou as prediker, maar ook veral as geneeser en wonderdoener. Sy reputasie loop hom vooruit, lank voor hy nog op 'n plek aanland, dan word hy deur groot groepe en skares mense ingewag. En as mense hom herken op 'n plek soos hier, dan stroom hulle letterlik na hom toe. Al waaroor die mense gepraat het, is hierdie Jesus, hierdie man van Nasaret, die wonderdoener, die leermeester van formaat. So gebeur dit nou weer hier. In die landstreek van Genesaret, vertel Matteus, daar tevore het Jesus die brood vermeerder en het hy op die see na sy disippels toe geloop. En nou na al hierdie dramatiese en opspraakwekkende gebeure, vaar Jesus en sy disippels oor die meer na Genesaret en die mense wag hom in daar, by hulle hordes. En hulle bring hulle siekes na hom toe en sê, Here, as hulle net aan U kan raak, en as hulle net aan sy soem, die soem van sy klere raak, dan het hulle gesond geword. Vir die skrywers van die Matteus Evangelie is dit wie Jesus by uitstek is. Dis hoe hulle Jesus sien. Dis hoe hulle Jesus graag vir ons wil oorlewer. Dis hoe hulle hom liefhet. Oor en oor word Jesus in Matteus se Evangelie so vir sy lesers geteken. Herhaaldelik kry ons hierdie soort beskrywing van Jesus. Hy doen altyd goed. Hy genees. Hy verlig pyn. Hy heel. Hy bring verligting. Maar dan, na hierdie pragtige beskrywing, in die slotverse van Matteus 14, kry ons nou die openingswoorde en die openingsdialoog en die openingstoneel in hoofstuk 15 in die tyd. Met ander woorde, presies toe Jesus besig was om al hierdie wonderlike dinge te doen. Toe kom die Fariseërs en die skrifgeleerdes van Jerusalem af, met ander woorde, die Sanhedrin, die mees invloedryke teoloë in die hele land, die dominees, die godsdienstige leiers, hulle kom na Jesus toe, daar waar hy besig is om te genees, waar hy besig is om mense se pyn te verlig, om vir hulle vreugde te bring. En wat gaan hulle vir hom sê? Wat sou ons verwag? Ons sou verwag, hulle sou vir hom sê, Rabbi, dankie vir wat u doen. Dankie dat u hierdie arm, desperate mense op die Galileese platteland so tegemoet kom. Dankie dat u ons lidmate so help. Maar dis nie wat ons lees nie. Hulle kom na die goeddoenende Jesus toe met 'n vraag. Rabbi, hoekom was jy en jou disippels nie julle hande volgens die voorskrifte van die wet van Moses? Net mooi toe, dink net. Dis die kerkleiers se reaksie op Jesus se werk. Rabbi, weet jy wat, u disippels was daar nie hulle hande behoorlik voordat hulle eet. So gemeente was dit ongelukkig altyd nog met die kerk van Jesus Christus die geval.
Die Fariseërs se misplaaste reaksie sou hom oor en oor in die geskiedenis van die kerk herhaal. As jy my 'n paar voorbeelde sou vergun, kort, om dit te illustreer. Toe die revolusie in Rusland destyds op sy hewigste was, met onnoembare bloedvergieting, toe die Russiese Ortodokse Kerk 'n algemene kerkvergadering in Moskou gehou en die belangrikste saak op die agenda was, watter kleur behoort die amptstogas van die geestelikes te wees. Toe die slawe in Wes-Afrika in skeepsruimte gesterf het vrome skeepskapteins op die dek geestelike liedere gesing. In die tyd van die industriële revolusie, waar honderde duisende armoedige kinders in onmenslike omstandighede verslaaf was, het die kerk in daardie tyd gewonder, hoe laag behoort die some en die moue van die vroueklere te wees. En vandag, ons leef in 'n tyd van plaasmoorde, onbeskryflike korrupsie, integriteitloosheid van politieke leiers hier en wêreldwyd. Waarmee is die kerk besig? Waarmee is ek besig in hierdie tyd? Dis amper asof die skrywers van die Matteus Evangelie doelbewus die pragtige slotprentjie van hoofstuk 14 en die skokkende openingsprentjie van hoofstuk 15 langs mekaar plaas om te sê, dink oor jou godsdienstige prioriteite voor die Here. In Matteus 12 gebeur dieselfde. Jesus genees 'n gebreklike man op die Sabbat. Die Fariseërs se reaksie, nie vreugde oor 'n gesonde man nie, die gruwel dat Jesus dit op die Sabbat gedoen. En dan staan daar, het hulle begin planne maak om Jesus om die lewe te bring, maar dan staan daar ook, toe Jesus het hoor, het hy besluit om uit hulle midde weg te gaan, om hulle te verlaat. Gemeente, die vraag is, waarmee behoort die kerk, en daaroor met die hervormde kerk altyd ook besin, waarmee behoort 'n gemeente, waarmee behoort individuele gelowiges besig te wees? En kan jy sien in die lig van Matteus 14:15, hoe belangrike vraag is dit vir elkeen om te antwoord? Watter verwagtinge koester die Here van u lewe en my lewe? Die antwoord is, ons moet goed doen. Ons moet met sinvolle dinge besig wees. Ons moet 'n verskil maak in ander se lewens. Baie keer hou ons in die lewe met beselagtighede op. Ons is baie keer bekommerd oor klein dingetjies wat nie saak maak. Een ding van Jesus is, soos die evangelies omteken, hy het altyd goed gedoen. As hy gaan water drink 3 uur die middag by 'n put, dan het hy 'n lewensveranderende gesprek met 'n Samaritaanse vrou. As hy in die straat afloop in Jerigo, dan kyk hy nie die desperate Saggeus in die boom mis nie. Vandag nog, deur sy Heilige Gees, doen hy goed. Hy doen goed. Hy genees, hy vertroos, hy bemoedig, hy inspireer. En dis wat die Here ook van ons verwag. Laat jou lewe tel. Doen sinvolle dinge. Doen goeie dinge. Maak 'n verskil in mense se lewens. Dink, vir wie kan ek vandag 'n bemoedigende oproep na hom toe maak? Vir wie kan ek 'n goeie WhatsApp vandag stuur? Reik uit na mense met pyn in jou onmiddellike omgewing. En nou op kibbel oor beselagtighede. Fokus nie op kleinigheidjies nie, maar op dit wat saak maak.
terwyl die Here ons hier op aarde plaas. Dan kry ons dalk dieselfde reputasie as die reputasie wat Jesus gehad het. Die verspreider van liefde. Die doener van goeie dinge, betekenisvolle dinge. Mag die Here ons daartoe altyd help. Amen. Kom ons dank nou saam. Here, baie dankie dat U na elkeen van ons kyk en sê, maar jy kan 'n instrument in my hand wees. Jy behoort dit te wees. Dankie Here vir U liefde, U genade, en dankie dat U ons vertrou om die evangelie wat die apostel Paulus soos 'n skat in 'n kleipot beskryf, in ons hande te plaas, brose mense hande, te sê, maar jy kan 'n verskil maak. Here, help ons gemeente, help die kerk waarvan ons deel is, om tog altyd te fokus op goeie goed. Watter goed kan ek doen? Watter sinvolle verskil kan ek maak? En elkeen van ons word daartoe opgeroep. Dankie vir Jesus se wonderlike voorbeeld. Die mateloosheid van sy liefde vir mense. En dat ons daaruit kan leer om ons lewens ook sinvol in te rig. Ons vra dit van U in Jesus Christus se naam. Amen. God is magtig om julle te laat vasstaan ooreenkomstig die evangelie van Jesus Christus wat ons verkondig. Aan hom, die enigste, die alwyse God, behoort die heerlikheid deur Jesus Christus tot in ewigheid. Amen.